Wanneer die nuwe jaar aanbreek, maak baie van u besluite. Ek wil die gebiede regstel waar ek verlede jaar nie volgens God se wil geleef het nie. My geloof vernuwe en hierdie jaar oorvloedige seëninge ontvang. Maar selfs wanneer u bes probeer, loop dinge nie altyd uit soos u hoop nie. Daarom leer God die mensdom om tot hom te bid, die een wat enigiets kan vermag. Hierdie jaar, terwyl ons ywerig vir die evangelie werk, laat ons ook ernstig bid. As u wys so Salomo vra, sal Vader vir u meer gee as waarvoor u vra. Die Bybel sê dat voortdurend bid God se wil is, en net die een wat God se wil doen kan die koninkryk van die hemel binnegaan. Wanneer lede met die evangelie werk sukkel, probeer hulle om hul eie oplossings te vind en soek raad by diegene rondom hulle. God herinner ons egter daaraan dat alle dinge deur gebed tot stand gebring word. Wanneer u tot Vader bid in u moeilikhede, gee hy u wysheid en vreugdevolle dinge vind plaas. As u egter vorentoe beweeg sonder om te bid en dink, ek kan dit op my eie hanteer, gaan dinge dikwels nie goed nie en begin u vreugde verdwyn. As u voortdurend tot God bid, stel hy u in staat om die vreugdevolle evangelie uit te dra. Kom ons bid selfs wanneer dinge nie uitwerk nie of eenheid moeilik is. Kom ons maak dit 'n gewoonte om te bid, selfs wanneer ons geen vrug dra of moeg voel nie. God sê, vra en vir julle sal gegee word. As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader in die hemel goeie dinge gee vir hulle wat hom vra. Ons Vader, Christus aansang hom, is God wat die hemel en die aarde geskep het. As u dors is, gee hy vir u water, as u honger is, gee hy vir u kos, en as u siek is, skenk hy u gesondheid. Die almagtige God kan u enigiets gee. God kan vir u enigiets gee waarvoor u vra, want dit is 'n klein dingetjie in God se oë. U kan dit egter nie ontvang as u nie sy wil volg nie. Diegene wat met twyfel vra, ontvang nie waarvoor hulle vra nie, en sommige ontvang dit later. Aan die ander kant, diegene wat met 100% geloof vra dat hy dit sal gee, sal dit verseker ontvang. Jesus het gesê, hierdie soort kan met niks anders as met gebed uitgedryf word nie. Hy het ook gesê, bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Wanneer jy in versoeking val, doen jy baie sondes deur jy eie wil eerder as God se woord te volg. Om te voorkom dat dit gebeur, het hy self 'n voorbeeld van gebed gestel en gesê, bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Alles in die hemel en op aarde behoort aan God en hy hoef nie te bid nie. Dit is ons sondaars wat werklik gebed nodig het. Tog het hy ernstig met 'n deernisvolle hart gebid om 'n voorbeeld vir ons te stel. Gebed is nie iets wat 'n spesifieke plek of postuur vereis nie. U kan rustig in die harte bid of hardop met die mond. U kan in enige situasie bid. Gebed is 'n gesprek met God. Almal geniet dit om met die een vir wie hulle lief is te gesels. Ons lidmate is die meeste lief vir ons God aansang. Wat kan meer vreugdevol wees as om met God die Vader te gesels, wat julle red en julle toelaat om na die koninkryk van die hemel te gaan, waar daar geen pyn of hartseer is nie. Laat ons die evangelie werk uitvoer met vaste geloof dat God alleen die seëninge van die hemel gee.
God sê, as enigiemand van julle wysheid kortkom, laat hy dit vra van God, maar hy moet in die geloof vra sonder om enigsins te twyfel. As iemand met 'n dubbele gedagte vra en dink dit is in elk geval reg, moet hy nie verwag om iets te ontvang nie. Laat ons sonder enige twyfel alles van God vra, wat altyd gee wat vir ons ten goeie is. As julle nie met God praat nie, sal julle met ander praat. As julle luister na diegene wat teen God mor, sal julle ook begin mor. Net soos geloof uit hoor kom, maak die luister na slegte woorde julle goddeloos en luister na genadige woorde maak julle genadig. Wanneer julle met God praat deur gebed, ontvang julle net seëninge. Julle ontvang nie omdat julle nie vra nie. As julle ernstig tot Vader bid, sal hy aan al julle versoeke voldoen. Ek bid opreg dat al ons Sion familielede God se woord sal gehoorsaam, voortdurend sal bid, goeie vrugte sal dra en baie seëninge sal ontvang.